Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 15de Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Polisiekaptein gevonnis nadat hy die kommissaris wou laat vermoor het. Die nuushooftrekker vir vandag lyk so: 2 bejaarde vroue is in Alice, Oos-Kaap, doodgeskiet deur rowers. Polisiekaptein kry 10 jaar weens plan om streekskommissaris te laat vermoor. Nampo 2025 is voluit aan die gang, duisende besoekers word getrakteer. LPs wil hê dat Janus Wallis aan SA uitgelewer moet word. Volkswagen stel nuwe Amarok bekend wat R100,000 goedkoper is. Driekus Du Plessis veg teen Khamzat Chimaev op 16 Augustus 2025. 'n Speurder wat in die polisie was, het gister 'n vonnis van 10 jaar direkte tronkstraf gekry in die Newcastle se Landdroshof. Die oud-kaptein het planne uitgevoer om die plaaslike streekskommissaris, vroue-generaal Francis Lambert, te laat vermoor. Die kaptein het 'n huurmoordenaar genader om die kommissaris dood te maak. Sy plan is in die wiele gery toe 'n taakspan van die beplanning te hoor gekom het. Die polisie se speurafdeling het die kaptein se selfoonrekords nagegaan en daar is inderdaad bevind dat die kaptein en die vermeerde huurmoordenaar saamgesnoer het om die moordplan uit te voer. Volgens inligting wat bekom is, het die kaptein op 3 geleenthede die planne probeer uitvoer. Sy motief was persoonlike redes teen die kommissaris gewees wat blykbaar werksverwant was. Die kaptein was 39 jaar lank in die polisie en daar is na inligting opgevolg en beslag is gelê op verskeie dwelms in die kaptein se woonplek. Die kaptein het blykbaar 'n kartel van sy woning afbedryf en hy wou die kommissaris vir sy bedrywighede probeer werf. Hy het egter geweier om aan sy versoeke gehoor te gee. Dis toe dat die kaptein beplan het om haar te laat vermoor. Die vonnis is toe voltrek en die oud-kaptein moet toe 10 jaar gevangenisstraf uitdien. Die hof het verder bevind dat die kaptein onbevoeg is om enige vuurwapens te kan hanteer. Intercape en die polisie het voorleggings gedoen en vrae beantwoord van lede van die parlementêre komitee oor polisie oor die aanvalle op die busdiens en hoe die polisie vorder met sy ondersoeke op dit. Intercape is een van Suid-Afrika se grootste langafstand interprovinsiale busmaatskappye en dit lewer 'n noodsaaklike diens aan die gemeenskap. Daar is in die laaste jare 200 sake by die polisie aangemeld, maar daar is nog nie 'n enkele polisieondersoek wat gelei het tot 'n hegtenisneming of strafregtelike vervolgings nie. Al het die Intercape hof toe gegaan om 'n bevel te verkry om die owerheid te dwing om die veiligheid van sy passasiers en bestuurders te help verseker, en met al die sake wat by die polisie aanhange gemaak is, was daar sedert verlede jaar geen terugvoering van die polisie oor sy ondersoeke nie. Die busdiens het in April 2 nuwe roetes in onderskeidelik Mpumalanga en Limpopo provinsie ingestel wat gelei het tot 2 nuwe gevalle. Die eerste was op 15 April in Messina waar 'n taxi-operateur Intercape gebel het en gedreig dat die bus aan die brand gesteek sal word indien dit nie dadelik verwyder word van 'n motorhawe waar passasiers op en af moet klim nie. 2 weke later, op 13 April, het dieselfde gebeur op Intercape se Phalaborwa roete. Passasiers is weer gekeer om op die bus te klim en taxi-bestuurders het agter die bus aangery en gekeer dat passasier in Tsaneen opgelaai word. Die polisie het in die geval ook net toegekyk en niks gedoen of enige iemand in hegtenis geneem nie. Na die voorval het 'n bepaalde polisie-adjutant-offisier Intercape gebel en gesê die busdiens mag nie enige verdere besprekings maak voordat hy eers met die taxibase gepraat het nie. In gevolge die hofbevel moes die polisie aan Intercape verslag gedoen het, maar geen inligting is aan die busmaatskappy oorgedra nie. Rassie Erasmus, 'n voormalige Cheetah-speler en afrigter, gaan op 28 Mei in die stadsaal in hierdie stad met die nasiebouer eerbewys vereer word. Die eerbewys is vir sy rol wat hy Springbok-afrigter gespeel het om die land te verenig agter die Springbokke waar wit, swart en bruin spelers het reg gekry het om 2 wêreldbekers in 2019 en 2023 te wen. Die geleentheid is ook om die Vrystaatse Sportstigting te ondersteun en sy doelwitte op plaaslike sport te ontwikkel en op te hef. Erasmus, wat as 'n student aan die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein geland het, het tussen 1994 en 1998 in 112 wedstryde vir die Cheetahs uitgedraf en ook tussen 1998 en 2001 in 46 wedstryde vir die destydse Super Rugby span die Cats gespeel. Hy het sy loopbaan as afrigter ook in Bloemfontein begin
toe hy in 2004 die leiersels by die Cheetahs oorgeneem het. In slegs sy tweede seisoen as breier het hy die Cheetahs en die Currie-beker met die Blou Bulle gedeel. Die polisie in die Oos-Kaap ondersoek die moord op 2 bejaarde vroue wat Dinsdagoggend vroeg in hulle huis in Alice doodgeskiet is. Die slagoffers, 2 susters van onderskeidelik 75 en 85 jaar oud, hulle identiteit is nog nie deur die polisie bekend gemaak nie. Volgens die polisiewoordvoerder het die vroue geslaap toe die aanvallers met geweld toegang tot die huis verkry het en die slagoffers noodlottig gewond het. Hulle is op die toneel deur die mediese doodverklaar. Die motief vir die moorde is steeds onbekend. Geweld teen vroue, kinders en bejaardes is onaanvaarbaar. Die polisie is daartoe verbind om die kwesbaarstes in ons samelewing teen die toename aan geslagsgeweld te beskerm. Enige iemand met inligting wat die polisie kan help, kan die stopmisdaadnommer by 08600 1011 skakel. Die Kaap-Agulhas munisipaliteit het 'n ondersoek van stapel gestuur en het 'n bedrogklag by die polisie aanhange gemaak. Onmiddellike stappe is gedoen wat 'n ondersoek insluit, asook die inwerkingstelling van verbeterde interne beheermaatreëls om te verhoed dat iets soortgelyks weer in die toekoms sal gebeur. Dit is nog nie bekend gemaak hoe lank die voormalige werknemer by die munisipaliteit werksaam was of hoeveel betalings in die verkeerde bankrekening gedoen is nie. Die polisiewoordvoerder het gesê by navraag, 'n saak van bedrog is by die polisie in Bredasdorp aanhange gemaak. Nog niemand is in hegtenis geneem nie en die ondersoek sal voortduur. Volgens Dirk Strydom, besturende direkteur van Nampo, het die lughawe Dinsdag reeds 85 vaste vliegtuie en 16 helikopters in Botawil hanteer. Nampo is 'n jaarlikse pelgrimstog vir boere. Jy skakel met verskeie kliënte en almal is hier om dieselfde rede, dis tasbaar. Met alle jongste landboutegnologie, masjinerie en vee op uitstalling het die feesterrein Dinsdag reeds 17.500 besoekers gehad, byna 1.500 meer as op verlede jaar se eerste dag. LPS wil hê dat Janus Wallace aan Suid-Afrika uitgelewer moet word. Hulle meen hy het geen berou getoon nadat hy op parool vrygelaat is nie en moet terug aan tronk toe weens hierdie oortreding van sy paroolvoorwaardes en Suid-Afrikaanse wetgewing. Karel Neus het Dinsdag op 'n sitting van die Portefeulje Komitee vir Korrektiewe Dienste gesê Wallace se vrylating op parool en sy deportasie na Pole maak 'n bespotting van Suid-Afrika se wette. Omstandighede hoe hy op parool vrygelaat is en met hom wat na Pole gedeporteer is, beteken die Departement van Korrektiewe Dienste het nie beheer oor hom nie. Wallace is op 7 Desember 2022 op parool vrygelaat en in Desember 2024 na Pole gedeporteer. Neus sê in Wallace se TV-onderhoud verlede jaar was dit duidelik dat hy geen berou getoon het dat hy haar nie in 1993 in 'n sluipmoord vermoor het nie. Volgens minister Groenewald sal die staat sy aansoek verloor om Wallace in Suid-Afrika te laat uitlewer omdat Wallace sy tronkstraf uitgedien het. LPS het Groenewald geprys omdat hy Alison Botha se 2 aanvallers en verkragters se parool herroep het. Volkswagen het 'n belangrike nuwe intreemodel in sy gesin van Amarok dubbelkajuitbakkies bygevoeg met die koms van die nuwe 2.0 TDI Life 4x2. Die bakkies amper R100,000 goedkoper. Die nuwe Life weergawe het slegs agterwiele aandrywing. Die ander groot onderskeiding is sy 2 liter turbo diesel wat slegs 1 turbo in jaar onder die kap het. Die nuwe Life weergawe bied kopers 'n goedkoper intreepunt tot 'n leefstylbakkie wat 'n geriefliker outomatiese radskakeling bied, maar steeds die voordele bied van 'n dubbelkajuitbakwerk. Die bakkie kan 1 ton se vrag dra en 'n sleepwa van 3,5 ton sleep. Die nuwe Amarok word natuurlik gebou in Ford SA se fabriek in Roslyn, net buite Pretoria. Joseph Suwali, wat 21 jaar oud is, voorheen 'n uitblinker in rugbyliga, het verlede week harsingskudding opgedoen toe hy 'n Super Rugby Pacific kragmeting tussen die Waratahs en die Reds se duikslag uitgevoer het. Weens die besering sal Suwali, wat as senter vleuel of heel agter ingespan kan word, minstens 4 weke op die krikkelys wees. Suwali het verlede jaar dadelik impak gemaak toe hy sy buiging vir die Wallabies teen Engeland op Twickenham gemaak het. Hy is na afloop van daardie toets, wat sy eerste 15-man wedstryd op senior vlak was, vereer met die prys as speler van die wedstryd. Die Britse en Ierse leeu's, wat saamgestel word uit spelers van Engeland, Ierland, Skotland en Wales, sy eerste wedstryd onder, is op 28 Junie teen die Western Force in Perth. Die toespan se kragmeting by die Waratahs is op 15 Julie in Sydney. Australië en die Britse en Ierse leeu's gaan aan 3 toetse teen mekaar speel. Die klipharde flank, James Venter, is in die pylvlak van sy loopbaan by die Haie, maar hoop om deur middel van die VRK
se uitkloprondes 'n suksesvolle einde aan sy Durbanse reis te bring. Venter is op pad na Gloucester. Die Haai is reeds verseker van 'n tuiskwart eindstryd, maar kan teen die Wallis Scarlets tot in die derde plek klim op die puntelys, mits die Glasgow Warriors tans derde harde bene kou teen Leinster in hulle laaste liga wedstryd. Die Haie verwag 'n sterk aanslag van hulle teenstanders by die afbreekpunte en sal vlamskerp in hierdie aspek moet wees. Die Scarlets is 'n span wat jou probeer ontwrig, of hulle nou jag maak op die afbreekpunte, jou in die loskramp teiken of in die lynstande, hulle probeer jou van stryd bring. Om die VRK te wen, moet die enige span op enige dag kan omdop. Die organiseerders het besluit dat Scottie Scheffler, die wêreldse voorste speler, Rory McIlroy, die meesterskampioen, en Xander Schauffele, die verdedigende kampioen, vir die eerste 2 rondes van die toernooi op Quail Hollow in Charlotte, North Carolina, saam sal afslaan in hierdie golfreeks. Die 3 sterre sal vandag op Quail Hollow se 10de bof hulle aanslag op die Wanamaker trofee begin. Schauffele, wat benewens verlede jaar se PGA triomf ook die Britse Ope gewen het van 'n ribbesering herstel en sal weer sy stempel in majors wil begin afdruk. Die Amerikaner Jordan Spieth sal van dese week se toernooi 'n 9de kans bied om soos McIlroy ook 'n loopbaan Grand Slam te kan voltooi. Scheffler stal hom ook vir vinnige setperke en sê jy gaan die bal op setperke moet laat grondvat met jou naderhoue. Baie sterkte vir hierdie spelers. Deelnemers van vanjaar se Tour de France sal later vanjaar in die laaste skof met die ikoniese Boete Montemarais klim, wat vanjaar deel van die padwedren op die Olimpiese Spele was, te doen kry. Met al die besonderhede van die skof sal eers op 21 Mei deur die media aangekondig word. Sonderlike roete is ontwerp wat geïnspireer is deur die roete vir die padwedren op die Olimpiese Spele in 2024 wat meer as 500,000 toeskouers gelok het, so lei hulle verklaring. Die ryer sal teen Montmartre hier wil uitklim en die voet van die Sacré-Cœur verbysteek voordat hulle meeding om die sege in 'n skof wat die tradisie kan verbreek wat oor die bestek van 50 jaar in die hart van die hoofstad tot stand gekom het. Sisanda Magala sal sy loopbaan weer by die Knights aan die gang kry. Die 34-jarige naadbouler was in Oktober 2023 laas op die cricketveld. Magala is van die Lions na die Titans, maar die afgelope seisoen nie een wedstryd vir die Titans uitgedraf nie. Dit is onder meer weens fiksheidsprobleme waarmee hy telkens in sy loopbaan gesukkel het. Hy het as 'n doodsnik bowler sy stempel afgedruk en ook in Indiese Premier Liga in 2023 vir die Chennai Super Kings uitgedraf. Dis amptelik, Dricus Du Plessis sal weer op 16 Augustus in Chicago in aksie wees en die keer sal hy die gordel teen die gedigte Rus Khamzat Chimaev moet verdedig. Die kragmeting is een waarvoor aanhangers van gemengde gevegkuns al lankal gewag, aangesien Dricus sowel as Chimaev nog nie verloor het nie. Du Plessis het die middelgewig kroon aan die begin van 2024 gewen, toe die Amerikaner Sean Strickland in 'n nailbite affære in Toronto gewen het. Chimaev, wat al lankal as 'n toekomstige UFC kampioen bestempel word, het sy UFC debuut in 2020 gemaak en in 8 gevegte op hierdie vlak nog nooit pakslag gekry nie. Hy het trouwens in 6 van sy UFC gevegte met sy teenstanders afgereken voor die klok gelei het om die einde van die ronde aan te kondig. Du Plessis en Chimaev se geveg sal in die United Center beslis word. Baie sterkte vir Dricus. Marnus van der Merwe sal straks Saterdag aand in Durban nog 'n kans kry om Rassie Erasmus, Springbok afrigter, aan sy deugde te herinner. Die kragmeting in die VRK, albei spanne se laaste liga wedstryd is van groot belang vir albei kampe. Die Scarlets op 48 ligapunte sal met 'n sege seker maak dat hulle plek in die kwart eindronde en indien die Stormers op 50 punte Vrydag aand 'n glipsie het teen Cardiff, kan hulle so hoog as die 5de plek op die puntelys eindig. Van 'n Merwe wat in Mbombela gebore is verlede jaar na Boppeleiningskamp genooi toe hy nog vir die Cheetahs uitgedraf het vroeër vanjaar 'n tweede uitnodiging gekry. Hy moet egter nog die kans gebied word om sy stal in die internasionale arena te wys. Die 28-jarige rugbyspeler erken dat dit sy grootste ambisie bly om toetsrugby vir sy land te kan speel. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dean of Susan by 082-390-339 skakel. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1525, Polokwane 1121, Lephalale 1225, Mbombela 1125, Mahikeng 1223,
Pretoria 1422, Johannesburg 1322, Ermelo 822, Richards Bay 1627, Pietermaritzburg 1425, Durban 1824, Port St. John's 1925, Bethlehem 1022, Bloemfontein 1122, Allewal Noord 1123, Welkom 1423, Vryburg 1223, Kimberley 1324, Appington 1527, Prieska 1224, Springbok 1627, Karasburg 1627, Keetmanshoop 1528, Mariental 1528, Alexanderbaai 2131, Brandvlei 1526, Loederitsbaai 2230, Vredendal 2134, Kaapstad 1824, Sutherland 1121, George 1622, Jeffreys Bay 1624, Beberra 1530, Graafreinet 1425, Oos-London 1627, De Aar 1223, Molteno 9 in die oggend, 21 in die middag, Beaufort Wes 17 en 27 grade Celsius. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.26 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.74, die euro verhandel teen R20.41, die pond kos R24.23, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $32.23 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.181 per fyn ons, die prys van Brent olie is $66.63 Amerikaanse sent per vat. En dan op 'n ligter noot, hy sonderlike, seldsame blou diamant wat in Suid-Afrika omgaan is Dinsdag laat in Genève vir 'n bedrag van sowat R392 miljoen opgeveil, so het Sotheby's veilingshuis bekend gemaak. Die Mediterranean Blue, 'n deftige helder blou diamant van 10,3 karaat wat op sowat R365 miljoen gewaardeer is, het 'n B-stryd ontketen. Die blou diamant is onlangs by die legendariese Cullinan myn in Suid-Afrika ontgin en het groot opwinding in die diamantbedryf veroorsaak, sedert dit die eerste keer in Maart aangekondig is. Die diamant van vandag skatting, onthou om $20 miljoen met jou vriende en jou vriendinne, daarop dui en onthou dat beduidende belangstelling 'n aangename blou diamant was, word vir julle toegewens. Dis al vir vandag.